Goeiedag broers en susters en baie welkom. Voordat ons 'n tree in die Here se woord ingee, kom ons gee eers die eerste tree in gebed. Ek nooi jou uit om saam met my te bid. Ons Here, ons wil U vandag dank vir die gawe van die woord, wat ons rigtingwyser, ons vuurtoring en ons padkaart is in die onbekende. Ons bid dat dit wat ons vandag gaan lees, ons sal help om nader aan U wil uit te kom en dat ons daardeur gelei sal word om die besluite te neem wat U vir ons voordroom. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons koning. Amen. Ek lees vandag vir ons uit Matteus 14 en ek lees vers 22 tot 33 en dis alles op bladsy 20 in die Nuwe Testament. En onmiddellik het Jesus sy disippels verplig om in die boot te klim en so lank voor hom uit na die oorkant te vaar, terwyl hy die skare wegstuur. Nadat hy die skare weggestuur het, het hy teen die berg opgegaan om in afsondering te bid. Toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Die boot was reeds 'n hele aantal stadium weg van die land af en is deur die golwe heen en weer geslinger, want die wind was teen hulle. In die 4de nagwaak het hy na hulle toe aangeloop gekom op die see. Toe die disippels hom op die see sien loop, het hulle vreesbevange geraak en gesê, dit is 'n spook, en van angs begin skreeu. Maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, hou moed, dit is ek, moenie langer bang wees nie. Petrus het hom geantwoord, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. Hy het gesê, kom. Petrus het van die boot afgeklim en op die water geloop en na Jesus begin gaan. Maar toe hy sien hoe sterk die wind was, het hy bang geword. Toe hy begin sink, skreeu hy, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Toe hulle in die boot klim en die wind gaan lê, die in die boot het voor hom neergeval en gesê, waarlik, U is die Seun van God. Ons lees net tot sover, mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Die eerste ekspedisie na die maan toe was 'n baie groot oomblik vir die wêreld. Neil Armstrong het, 'n bietjie soos Petrus, 'n tree in die onbekende ingegee. Toe gaan dit saam met die bekende woorde, one small step for man, one giant leap for mankind. Hy gee 'n klein treetjie op die maan, maar dit verteenwoordig 'n eislike prestasie vir die mens. Vandag se skriflesing volg op verlede week se. Die apostels gee 'n verspotte klein bietjie kos vir Jesus en dalk deel nog 'n paar ander mense hulle kos. En Jesus sorg dat daar op die ouend genoeg is vir almal en hulle eindig met meer kos as waarmee hulle begin het. Julle sal ook dalk onthou dat ons verlede week genoem het dat Jesus eintlik toe die skare aankom alleen wou wees. Jesus het die nuus gekry dat Johannes die Doper, sy vriend en familielid, vermoor is. Dan kom die skare daaraan met hulle siekes en Jesus word geroer in sy binneste deur sy liefde. Hy besluit om hulle eerder te genees en hulle kos te gee voordat hy tot verhaal kom. Nou is die skare gesond, gevoed en gevertrek. Nou kan Jesus uiteindelik op sy eie wees. Ons lees hy het in afsondering gebid. Hy bid, hy word stil en hy verwerk wat hy gehoor het daardie dag. Daarna gaan hy terug na sy vriende toe. Ons kry 'n smaakie van die wêreldbeeld van die eerste eeu na Christus hierna. Nou, nadat ek 11 of 12 jaar oud was my eerste reaksie nog nooit, dis 'n spook nie. Nee. Ek sou nie verstaan het hoe dit moontlik is dat 'n man loop op die water nie, maar spooke sou ten minste nie nommer 1 op my lys van moontlike verduidelikings gewees het nie. Petrus vra vir Jesus om hom te beveel om na Jesus toe te loop en hy kry sy wens. En dis ongelooflik hoe 'n mens krimp as jy nie binne jou veld is nie, nê.
Vir party van ons is dit letterlik 'n veld met skape, bokke, beeste en miskien 'n paar eie. Vir ander is dit 'n klaskamer of 'n kantoor, 'n winkeltoonbank, 'n tuin of 'n kombuis. Verlede week het ek hoor hoe iemand praat oor dosering kort nadat ek die Bybelstudie gelei het. In 5 minute se tyd het ek beweeg van baie tuis tot heeltemal uit my diepte. Dis baie lekker om te leer van 'n nuwe wêreld, maar jy begin altyd so verlore. Wat ons weet van die see van Galilea, want dis vandag nog so, is dat dit omring is deur koppies en heuwels. Ek sou dink, dit beteken dat daar soos in maar geen branders is nie, want die bergagtige gedeeltes hou die wind weg. Blykbaar veroorsaak dit die teenoorgestelde. Die terrein daarso is nie genoeg om die wind weg te hou nie, en wat dan gebeur is dat die wind oor die heuwels kom, en dan ruk dit die water, of dit gaan skielik af, en dan is daar verskriklike branders. Daarom is die see van Galilea vandag nog besonder onstuimig. Dis nie te onstuimig vir die disippels om daarop uit te gaan nie, nee. Petrus en 'n klomp van die ander volgelinge was immers professionele vissermanne. Wat vir my te koslik is dat toe Petrus nou nie meer in die boot is nie, toe word hy bang. Dieselfde branders waarvoor hy kans gesien het in die boot, jaag hom nou die skrik op die lyf. Snaaks hoe dit werk. Doen ons nie maar dieselfde nie. Jy weet miskien presies hoe om kalm te bly as 'n pasiënt ernstig beseer is, maar nie as dit jou eie eggenoot is nie. Jy het miskien die ideale raad vir 'n student wat akademies sukkel, maar nie vir jou eie kind nie. Jy kan dalk heeldag vleis werk, maar jy gril vir 'n hospitaal of vir 'n lijkshuis. Dis 'n soortgelyke situasie, maar die konteks maak al die verskil. As ons hierdie storie lees, dan moet ons 2 keuses maak oor hoe ons dit verstaan. Die eerste een is wat ons dink van Petrus se versoek om ook op die water te loop. Die tweede een is hoe verstaan ons Jesus se woorde aan Petrus nadat Petrus begin sink het. Ek dink nie Petrus het in die eerste plek baie deeglik gedink voordat hy gedoen of gepraat het nie. Hy is 'n charismatiese leier onder die disippels, maar dikwels as hy met Jesus praat, dan verbrou hy. Ons sou ook kon vra hoekom hy dit nodig geag het om ook op die water te loop. Wou hy vir homself bewondering loslaan, deur saam met Jesus die onmoontlike te doen? Wou hy dalk sy lojaliteit teenoor Jesus, wat hulle toe nog gedink het 'n politieke leier is, bewys? Dan maak dit sin, dat as dit is wat Petrus gedink het, dat Jesus vir Petrus uitskel nadat hy bang word. Petrus, hierdie was nou jou groot toets, en jy het misluk, vat so. Petrus, ons het nou net vir duisende mense kos gegee, en ek loop op die water, is dit dan nou nie genoeg nie? Petrus, het jy miskien gedink, jy is ek, skaam jou, sies. As ons vermoed, Petrus was verwaand, dan maak dit sin dat Jesus hom hierna op sy plek sit. Maar ek wil graag vir ons 'n ander moontlikheid wys vandag. Petrus was nie die enigste een wat gedink het Jesus is 'n spook nie. Al die disippels het dit gedink. Hulle was vreesbevange. Dit kon Petrus se manier wees om die ander te beskerm. As Jesus vir hulle sê, hou moed, dit is ek, dan doen die Grieks iets baie interessants. In Grieks werk dit so, dat die werkwoord gekoppel word aan die subjek of die doener daarvan. Jy kan sê, dit is ek, net met 'n werkwoord. Wat ons in vers 27 kry, is die werkwoord vir dit is ek, plus die woord vir ek. As ons dit in Afrikaans sou skryf, sou ons die woord ek 'n paar keer onderstreep, en as ons dit sou sê, dit is ek. Ek dink Petrus het eintlik baie vertroue in Jesus gestel. As dit dan nou u is, met die klem op u, beveel my ook om op die water te loop. Petrus begin weggee, dat hy dink, Jesus kan dit nie net self doen nie, maar vir hom wat Petrus is, dieselfde beveel.
Nie toelaat nie, nie mooi vra asseblief nie, maar beveel. En dis hoekom ek nie dink Petrus wil homself as hierdie held uitbeeld nie. Ek dink Petrus was bang, maar hy weet Jesus sal hom nie oorboord laat loop net om hom te verdrink nie. En dan raak dit nie 'n storie van hoogmoed nie, maar van vertroue en 'n bietjie mislukking. Petrus raak bang, want hy sien hoe maak die wind met die branders en hy roep na Jesus. Hoe kon Jesus dadelik Petrus se hand gryp, terwyl Petrus nog op pad was na Jesus? Ek neem aan, Jesus het na Petrus toe gehol, voordat Petrus heeltemal gesink het. En dan vra Jesus hom, "Ai, klein gelowige, waarom was jy bang?" Ek lees nie woede in Jesus se opmerking, of selfs eers teleurstelling nie. Ek hoor net dat Petrus se vrees werklik, waarlik onnodig was. Petrus, jy weet mos Jesus is by jou. Petrus, jy weet mos Jesus het vir jou gesê, jy hoef nie bang te wees nie. Ons weet, hartseer gebeur met mense van alle gelowe en allerhande soorte waardes. Matteus 5 vers 45 herinner ons daaraan dat God son en reën gee aan goeie en bose mense. Petrus se storie dink ek nie is geskryf om ons te oortuig dat gehoorsaamheid geluk en sukses bring nie. Wat ons wel daaruit leer, is hoe vrees vir die onbekende ons vertroue in God kan verhinder. Dikwels is dit nie bloot tragedie wat ons verloor laat voel nie, maar verandering. Meeste mense sal ongelukkig wees as hulle 'n puntjie verloor, maar hulle weet dit sal weer regkom. Hulle sal alles kan doen wat hulle kon doen, al is dit nou moeiliker. Maar sê vir hulle moet nou vir altyd hierdie of daardie medisyne drink en hulle verloor dit heeltemal. Dis nou 'n nuwe roetine, dis nou 'n nuwe aspek om aan aandag te gee elke dag. As ek 'n ouer familielid verloor, selfs al was ek baie lief vir hulle, dan is ek ontstel, ja, maar ek is nie verpletter nie. Ons weet niemand lewe vir altyd nie, en ons het hopelik begin voorsiening tref vir hulle sterfte. Om 'n jonger familielid te verloor is 'n heel ander saak, want my eie toekoms verander dan. Iemand wat ek gedink het vir die res van my lewe daar gaan wees, het verdwyn. Ek dink ons kan eintlik vir Jesus vertrou in die slegte tye. Vir alles ons weet, hierdie slegte tye is tydelik. Dit is in die areas van onsekerheid dat ons moontlik begin water trap. As die lewe nou nie uitgewerk het, soos wat ek gedink het nie, dan raak dit moeilik, dan raak dit ongemaklik. En dis die stryd van om beheer oor te gee. Wat hierdie skriflesing so komies is vir my, is dat Petrus nie deur sy eie krag op die water loop nie. Hy weet dis Jesus wat dit doen. So nou, omdat hy Petrus nie die brander self kan trotseer nie, nou raak hy bang. Maar tog is dit net deur Jesus in die eerste plek dat Petrus loop waar hy loop. Ons het net 'n man aangehaal, ek dink nie dis reg dat met Vrouedag ons ook van 'n vrou hoor. Die wetenskaplike Marie Curie het gesê, ek het geleer dat vordering nie vinnig of maklik is nie. Dis 'n vaardigheid om op die Here te vertrou, nie 'n maklike een nie. Maar hoe meer ons dit oefen, hoe beter raak ons daarmee. Jesus nooi ons uit om hom te vertrou met die waarheen van ons lewe. Nie net die hoe nie, nie net die hoekom nie. Die tiener wat God vertrou met die hoe van die lewe bid. Here, ek wil ingenieurswese gaan studeer en ek wil Stellenbosch toe gaan en ek wil in Helderberg wees. Help my asseblief om in te kom. Die tiener wat God vertrou met die waarheen bid. Here, lei my asseblief in die rigting waarheen U my wil stuur. Dis die verskil. Wanneer ons werklik oorgee aan die Here se wil, dan is ons vry om die lewe te leef wat God vir ons wil hê. Die ou gesegde lui, maar ons het dit nog altyd so gedoen. Nou, ons boere weet, niemand boer dieselfde vandag as 50 jaar gelede nie.
So hoekom is ons dan partykeer so in die versoeking om dit te doen met ons persoonlike lewens? Vertrou die Here nie net met hoe jy iets moet doen nie, maar ook met wat jy moet doen. Dis menslik om bekommerd of op jou senuwees te wees, maar dis nie nodig nie. Een enkele tree in die onbekende rigting waarheen Jesus jou lei, kan 'n eislike groot en wonderlike sprong wees vir jou hele lewe. Amen. Ons Here, ons is vandag voor U as gelowiges en ons is as 'n gemeente voor U, as geroepenes en gestuurdes. En ons vra vandag dat U ons lewens sal lei. Here, dat U vir ons sal wys waar U ons wil hê, hoe U wil hê ons 'n saak moet aanpak, of ons dit moet doen om mee te begin. En dat ons opnuut weer die stuurwiel vir U sal gee. Here, en dat as ons dan iets nuuts probeer, of 'n nuwe hoofstuk van ons lewens moet begin, dat ons nie sal bang wees nie, want ons weet, maar dit is die pad waarheen U ons oplei. Here, help ons om vreugde te vind in ons roeping en in die droom wat U vir ons gemeenskap het. En help ons om minder op ons eie agenda staat te maak en meer vertroue te plaas in U. Amen.